nog 'n dag, Here. Here, ek bid en vra Vader, Here, dat U saam met ons deur hierdie diens sal gaan. Here, dat U ons sal behoed. Here, en dat die harte sal oopgaan, Here, en dat daar waar die woord moet ontvang word, Here, dat dit so sal wees, Here. Here, ons bid, Here, en ons vra dit alles in Jesus se naam. Amen. Amen. Julle kyk, ons het hiernatoe getrek Woensdag. Maar ek gaan nou eerlik met julle wees. Julle het hier ons erg hoor. Dis wild. Maar ja, ons gaan dit oorleef. Ek gaan met julle 'n bietjie praat oor lewende water. Kom ons lees uit Johannes 4 vers 14. As julle reg is, dan kan ons lees. Maar elkeen wat drink van die water wat ek hom sal gee, sal in ewigheid nooit dors kry nie. Maar die water wat ek hom sal gee, sal in hom word 'n fontein van water wat opspring tot in die ewige lewe. Hoekom is water belangrik? Ons het water nodig om te lewe. Plante het water nodig, diere het water nodig, gras het water nodig. So is dit water nodig om te lewe. Dit is ook bewys dat die mens kan 60 dae sonder kos, maar kan net 3 dae sonder water. Dis nie amazing nie. Hoekom is water belangrik vir ons liggaam? Sonder water kan die liggaam nie lekker reageer nie. Hy word uitgedroog, ons liggaam word swak. Hy word verwand en ons kan uiteindelik doodgaan as ons nie water het nie. Wat doen water vir ons? Dit reinig die liggaam. Dit hou jou organe gesond. Dit gee jou energie. En dit hou jou lewe in stand. Jy sien, soos wat jou liggaam water nodig het om aan te gaan en om te lewe, so het ons ook die Heilige Gees nodig om ons geestelik te laat drink uit die water uit, wat ons kan groei. Jy sien, en Jesus praat altyd oor water. Water gee 'n dieper verduidelik. Ek het sulke 2 demonstrasies vir julle gee van vergelykings gee. Wat is water vir die liggaam? Dit gee lewe. Dit gee dit reinig die liggaam. Dit verfris die liggaam. Dit hou jou liggaam aan die gang. Maar wat doen die Heilige Gees vir die gees? Hy gee nuwe lewe, reinig van sonde, bring vreugde en vrede, en gee krag om te volhard. Kom ons lees weer Johannes 4 vers 14. Maar elkeen wat drink van die water wat ek hom sal gee, sal in ewigheid nooit dors kry nie. Maar die water wat ek hom sal gee, sal in hom word 'n fontein van water wat opspring tot in ewige lewe. Jy sien, ons kan sê die water is soos die Heilige Gees, so al sterwe jy, gaan dit nog steeds saam met jou. So dit bly vir ewig saam met jou. Sien, Jesus praat in hierdie deel met die Samaritaanse vrou by die put. Sy het water verstaan, maar haar hart was droog gewees. Sy was nie gelukkig nie. Haar hart was seer,
sy het gevoel soos 'n mislukking en sy het gesoek na wie sy is. Maar Jesus bied haar nie net water aan nie, maar lewe in oorvloed en 'n ewige lewe as sy hom aanneem. Vat ons werklik waar die waarde van die water wat Jesus vir ons gee. Hoekom sal ons in ewigheid nooit dors kry nie? Want Jesus is al wat ons nodig het in ons lewe. Kom ons lees in Johannes 7, vers 37 tot 39. Amorag. En op die laaste dag, die groot dag van die fees, het Jesus gestaan en uitgeroep en gesê: As iemand dors het, laat hom na my toe kom en drink. Hy wat in my glo, soos die skrif sê, strome van lewende water sal uit sy binneste vloei. Halleluja. So hoekom vloei daar nie altyd strome van lewende water uit ons uit nie? As ons die Heilige Gees toelaat en ons te kan werk, sal die water kan vloei. Maar as daar 'n blokkasie in ons lewe is, kan die water nie vloei nie, kan die Heilige Gees nie werk nie. Ek gaan vir julle 'n voorbeeld gee van, sê as ons 'n kraan oopmaak, dan kom water uit. En hoe groter jy hom oopmaak, hoe meer water kom uit en hoe vinniger kom die water uit. Maar as die pyp verstop is, wat gebeur? Dan kom nie water uit nie. En jy kan daai kraan draai en draai en draai en daar gaan niks uit daai kraan uitkom nie. En net so kan die Heilige Gees ook in ons werk as ons hom nie toelaat om in ons te kom en laat hy ons kan begin werk nie. Die kraan is verstop as gevolg van sonde, onvergifnis, verbitterheid en minderwaardigheid. So wat is die sonde? Dis bewustelik en onbewustelik in ons lewe. Onvergifnis, ons vergewe nie. Verbitterheid, ons keer dat die Heilige Gees nie in ons kan werk nie. Minderwaardigheid, ons glo nie die Gees kan deur ons werk nie. Ons glo nie ons is goed genoeg nie. En dan glo ons dat omdat ons nie goed genoeg is, glo ons die Gees kan nie deur ons werk nie. So gaan jy sonde laat gaan, maar net met die hulp van die Heilige Gees. Onvergifnis gaan jy vergewe. Verbitterheid, gaan jy jou verbitterheid vir God gee, sodat hy jou kan heel maak. Minderwaardigheid, glo vandag dat jy is waardig. Jy is waardig in God se oë. Jesus het jou so belangrik geag dat hy sy lewe vir jou gegee het. En hy het gekies om die lewende water deur jou te laat vloei. So my vrou het gesê ek moet hierdie illustrasie vir julle wys met die glas. Sê dis die glas hier, sê net jy sê glas. En hy's leeg. Dan het hy geen doel nie. Maar as jy water aan hom gooi, het hy 'n doel. En net so is dit by die Heilige Gees ook. As ons nie die Heilige Gees in ons het nie, kan ons nie liefde teenoor mekaar wys nie. Ons het nie daai gesindheid van die Heilige Gees nie.
Maar as ons vol is van die Heilige Gees, kan ons uitgaan en ons kan sy liefde versprei. Ons kan vir die mense gaan vertel van hoe goed hy is. En ons kan na die water deur ons vloei. Is jy reg dat die Gees jou vervul vir sy doel? Hoe gaan ons dit doen? Jy moet dors wees vir die Heilige Gees. Kom ons lees in Matteus 5 vers 6. Matteus 5 vers 6. Salig is die wat honger en dors na die geregtigheid, want hulle sal versadig word. Jou getuienis oor hoe God vir jou is, en hoe hy jou lewe verander het, kan jy vir almal gaan vertel, omdat die fontein uit jou vloei. Gaan jy stil bly, of gaan jy uitgaan en jy gaan jubel en juig? En jy gaan vir God en jy gaan vir almal vertel van God se goedheid. En jy gaan hom vertel van die lewende waters wat deur jou vloei. So hier is maar net my eie ding wat ek hier gesit het. God het my verander. Ek was diep in die wêreld gewees, met baie dinge gewees. Maar die Here het my uit dit uitgehaal, die Here het my verander. Amen. Ek is dalk nie 'n goeie prediker nie, maar God se liefde het my hart so verander, dat my liefde vir ander mense kan gee, dat hulle kan sien, dat ons is lief vir hulle. Ek en my vrou, ons is herders, ons is lief vir mense. Dit is hoe God dit op my hart gebring het, en hoe God my lewe verander het is om vir mense lief te wees. Amen. Is jy reg om die water te ontvang vandag? Kom ons lees in Jesaja 44 vers 3. Julle is baie stil hoor. Want ek sal water giet op die dorsland, dis die droë land, en strome op die droë grond. Ek sal my gees op jou koors giet en my seën op jou nakomelinge, dis jou kleinkinders. Waar jou lewe droog is, gee God water. Amen. Daar sal waterstrome loop, daar waar jou grond uitgedroog is. Hy sal dit weer nat maak. Wil jy die klein boompie wees, of wil jy die groot boom wees, dat die lewende water deur jou kan vloei? God sê hy sal vir jou krag gee. Ek sal my gees in jou kinders laat kom. Ek sal krag gee vir jou nageslag. God se plan is so goed. Sy beloftes strek verder as jy. Sy plan is ook bedoel vir jou kinders en jou kleinkinders. Wat is jy? Is jy die droë plek of is jy die fontein? Die keuse is joune. Kom ons lees in Jesaja 32 vers 15. Totdat oor ons uitgegiet word die Gees uit die hoogte, dan word die woestyn 'n vrugteboord, en die vrugteboord selfs word 'n bos gereken.
So gaan jy toelaat dat die Gees oor jou uitgestort word. Sodat jou woestyn 'n vrugtewoord kan word. En soos ek sê, gaan jy geken word as 'n klein boontjie, of wil jy geken word vir die groot boom, die bos. Die bos wat 'n verskil kan maak in mense se lewe. Die verskil wat die Heilige Gees in ons lewe kan doen en in ander se lewens ook. Ons word weer vernuut met sy Heilige Gees. My preek is nie baie lank vandag nie. Maar ek gaan afsluit by die volgende. Jy weet dat die Heilige Gees in jou is. Jy weet dat die Heilige Gees wil deur jou vloei en deur my. Die Heilige Gees kan deur jou vloei en jy kan ander weer gaan volmaak met sy liefde. Gaan jy vandag die leë glas wees of gaan jy vandag die vol glas wees? Ek gaan 'n uitnodiging maak, maar jy kan staan of sit, jy hoef nie uit te kom nie. Maar ek gaan vra, as jy vandag voel om weer opnuut gevul te word met die lewende water, staan saam met my en maak opnuut jou hart oop vir die Heilige Gees. Kom ons sluit die oë. Here, U is so groot, Here. U is almagtig, Here. U Gees, Here, vervul ons, Here. Here, ek bid en vra, Vader, Here, Here, dat die lewende water, Here, deur my sal vloei, Here. Here, so ek bid ek, Here, vir elkeen wat hier is, Here. Here, dat die water deur hulle sal vloei, Vader, Here. Here, dat hulle U liefde aan ander sal gaan wys, Here, dat waters in hulle ook kan vloei, Here. Here, dat die kraan sal oop wees, Here. Here, dat die Heilige Gees oor ons sal kom, Here, soos 'n wit duif, Here. Here, en ons vul, Here. Here, ek bid en ek vra, Vader, Here, dat U saam met hierdie gemeente sal gaan, Here. Here, ons visie vir 2026, Here, dat ons kan saam staan, Here. Here, dat ons liefde teenoor mekaar sal hê, Here. Here, dat dit kan uitgaan, Here, en liefde gaan bewys, Here. Here, en ek bid en vra, Here, dat U net hierdie dag sal seën, Here, elkeen se hart sal, U weet hulle hart, Here, dat U hulle hartsbegeerte sal laat waar word, Here. Here, en ek bid en vra, Here, dat daardie tyd waar ons nou gaan kuier en lekker gaan eet en tee en koffie drink, Here. Here, dat U daar ook sal wees, Here. Here, dat U ons nie sal verlaat, Here. Here, dat U skade weer altyd, Here, maar altyd saam met ons sal wees, Vader. Here, ek bid, Here, en ek vra dit alles, Here, in Jesus se naam. Amen.